Goeiemôre geliefdes en baie welkom by ons erediens vanoggend. Kom ons bly net so sit en dan raak ons stil voor die Here. Daar is geen heilige soos die Here nie. Daar is geen rots soos ons God nie. Genade en vrede van God die Skepper, Jesus Christus en die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, ons bly net so sit, dan luister ons saam na Gesang 205. Bring lof aan die Vader, verheerlik die Seun, verliefde genade, verlossing en steun, dat elkeen wat glo nie verlore mag gaan, maar ewig voor hom as verloste kan staan. Loof die Heer, sing gelowiges saam. Loof die Heer, prys sy heilige naam. Hy kom uit genade, ons sondes versoen, dat ons hom vrymoedig ons Vader kan noem. Ons lof, ons aanbidding, o Vader, ons lied, is nietige klanke deur kinders gebied. Toch sien U ons nood en verhoor ons gebed, oneindig die liefde wat U vir ons het. Loof die Heer, sing gelowiges saam. Loof die Heer, prys sy heilige naam. Hy kom uit genade, ons sondes versoen, dat ons hom vrymoedig ons Vader kan noem. Loof die Heer, sing gelowiges saam. Loof die Heer, prys sy heilige naam. Hy kom uit genade, ons sondes versoen, dat ons hom vrymoedig ons Vader kan noem. Geliefdes, kom ons bid saam. Here ons God, ons dank U vir die geleentheid om weer by mekaar te kan kom en om saam as die gemeenskap van gelowiges na U woord te luister. Help ons om in hierdie tyd ons gedagtes en ons harte op U te vestig. Amen. Geliefdes, ons lees vanoggend uit Matteus 6, vers 5 tot 15. In my Bybel is dit op bladsy 11 in die Nuwe Testament. Verder, as julle bid, moet julle nie soos die skynheiliges wees nie. Hulle hou daarvan om in die sinagoges en op die straathoeke te staan en bid sodat die mense hulle kan sien. Dit verseker ek julle, hulle het hulle beloning klaar weg. Nee, as jy bid, ga na jou kamer toe, maak die deur toe en bid tot jou Vader wat jy nie kan sien nie. Jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon. Wanneer julle bid, moet julle nie soos die heidene 'n stortvloed van woorde gebruik nie. Hulle verbeel hulle gebede sal verhoor word, omdat hulle baie woorde gebruik. Moet dan nie soos hulle maak nie, want julle Vader weet wat julle nodig het, nog voordat julle dit van hom vra.
So moet julle bid. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons oortredings, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in die versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. As julle ander mense hulle oortredings vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle ander mense nie vergewe nie, sal julle Vader julle ook nie julle oortredings vergewe nie. Geliefdes, ons lees tot so ver. Gelukkig is elkeen wat die woord van God hoor en daarvolgens lewe. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, ons begin vanoggend met ons preekreeks oor die Onse Vader. Vir die volgende paar preke gaan ons elke keer by 'n spesifieke gedeelte van hierdie besonderse gebed stil staan. Ek is nie seker of dit net ek is nie, maar die winter wat ons hierdie jaar gehad het vir my ekstra lank, ekstra koud en ekstra vaal gevoel. Met die lente wat nou hier is en die groot wag vir ons reenseisoen, is daar eintlik nie 'n beter tema om op te fokus as die van gebed nie. Die Onse Vader, soos wat ons dit lees, Matteus 6, val binne die raamwerk wat die akademici as die bergrede beskryf. In hierdie gedeelte fokus Jesus spesifiek op die 3 godsdienstige praktyke wat die Jode in sy tyd beoefen het. Omsien na die armes, bid en vas. Jesus kritiseer nie hierdie praktyke op sigself nie, maar die rede waarom dit gedoen word. In baie gevalle met die doel om gesien te word, eerder as om die naam van God te verheerlik. Daar is byvoorbeeld van Joodse mans verwag om 3 keer in die oggend en in die middag en voor en na etes te bid, terwyl hulle in die rigting van Jerusalem buig of kniel. Met soveel tyd om aan gebed af te staan, was daar ook die risiko om te verval in oppervlakkige gebede, of selfs die vrees dat die gebed wat gebid word, verkeerd kan wees. Daarom gee Jesus die Onse Vader as riglyn. Dit bevat alles wat die gelowige oor en vir behoort te bid. In vanoggend se prediking gaan ons spesifiek fokus op ons Vader wat in die hemel is. Laat U naam geheilig word. Die heel eerste ding waarvan ons bewus gemaak word in hierdie gebed, is die verhouding waarin ons met God staan. God is nie net redder en skepper nie, maar ook Vader. Ons het nie eintlik die woordeskat om God na regte te beskryf nie. Ons kan net gebruik maak van die woorde wat ons tot ons beskikking het. Dit was vir die skrywers van die boeke in die Bybel ook waar. Alhoewel God baie keer as Vader aangespreek word, is daar ook gedeeltes in die Bybel waar vroulike karaktereienskappe aan God toegeken word. Daar is meer mense as wat 'n mens sal dink, wat sukkel om met God as Vader te identifiseer. Van die verhale wat ek gehoor het, gaan onder andere oor paas wat kinders mishandel het, of afwesig was in hulle kinders se lewens. Deur aan God as Vader te dink, het vir hierdie kinders wat nou al groot mense is,
'n traumatiese naderdraai. Om die rede kan dit gebeur dat persone kies om van God as moeder te praat. Of ons kies om aan God as vader of moeder te dink, is elkeen sy eie keuse. Maar ons kan nie wegkom van die idee dat God die rol van 'n ouer inneem nie. Wanneer ons 'n gebed begin, is dit gebaseer op 'n intieme verhouding met God. God is nie die kwaai regter wat wag vir die geleentheid om ons te oordeel nie. God is ook nie afsydig of te besig om te luister wanneer ons graag wil praat nie. God het ons geskep en vir ons lewe gegee. Deur Christus is ons verlos as kinders van God. En deur die Heilige Gees word ons geloof opgeroep om God dan ook as ouer te erken. As al die gelowiges reg oor die wêreld God op hierdie manier aanspreek, het dit ook implikasies vir ons verhoudings met mekaar. Ons is broers en susters van mekaar, en om daardie rede behoort ons mekaar ook op 'n spesifieke manier te behandel, met omgee en in liefde. Die beskrywing van waar God is, in die hemel, beklemtoon ook die andersheid van God. In 'n mate is hierdie eerste 7 woorde ook 'n stukkie belydenis. Ons bely dat God vir ons 'n ouer is wat die heelal geskep het en van wie ons afhanklik is. Nie net in terme van ons fisiese behoeftes nie, maar ook in terme van dit wat ons op 'n emosionele en geestelike vlak nodig het. Met die bewustheid van wie God is, kan ons met 'n diepe respek tot God nader. In die Griekse teks is die woord vir geheilig, hagiaso, wat ons ook kan verstaan as om eenkant te hou of as heilig te behandel. Ons sou dit self kon vertaal as eerbiedig. Met ander woorde, hoe kan die wat die gebed bied, eer aan God as ouer bewys? Wanneer ons bid, geheilig is U naam, jaag ons nie na die teenwoordigheid van God toe, sodat ons iets kan vra nie, maar om bewus te word van God se teenwoordigheid, en wat God van God self in hierdie teenwoordigheid openbaar. As ons so nadink oor elke klein deeltjie van die Onse Vader, kom ons dalk nou vir die eerste keer agter dat die woorde wat ons in hierdie gebed gebruik, nie net mooi is en deel vorm van ons geloofstradisie nie, maar dat dit ook die identiteit van God versterk. Dit is baie makliker om teoreties te verstaan wie God is en wat God alles kan doen, as wat dit dalk is om prakties te glo, waarlik te glo. Dit het my nogal laat wonder, wie of wat is God vir ons? Wanneer ons vanoggend na die parkeerarea kyk, sal ons sien dat elke kar of bakkie beslis 2 dinge het. 'n stuurwiel en 'n spaarwiel. Beide vorm deel van die kar, maar die funksie van elkeen verskil. Die stuurwiel help ons om van punt A na punt B te ry. Daar is hopelik nie 'n tyd dat die bestuurder se hande nie albei op die stuurwiel is nie. Ons kan ook sê dat dit die stuurwiel is wat die kar op die pad hou. Die stuurwiel stel ons in staat om van baan te verskuif wanneer daar dalk 'n dier of 'n ander objek in die pad is en ons onsself
en ons passasiers wil beskerm. Geen kar kan funksioneer sonder 'n stuurwiel nie. Die spaarwiel wat nodig is, vervul egter 'n sekondêre rol. Ons het hierdie wiel nodig as een van ons ander wiele pap is, of op een of ander manier seer gekry het. Dit is iets wat ons net in 'n noodgeval nodig het. Wie of wat is God vir ons? Is God vir ons 'n stuurwiel wat ons altyd op die regte pad hou en ons roete beheer? Of is God vir ons 'n spaarwiel? Iets waarin ons net dink wanneer die lewe begin druk, of wanneer ons 'n argument wil probeer wen. Ons verstaan van God het 'n invloed op hoe ons bid en hoe ons optree. Wanneer ons God as 'n spaarwiel gebruik, is dit baie makliker om 'n God te skep wat inval by ons manier van dink, en wat slegs die dinge belangrik ag wat ons self belangrik ag. Ons kan in so 'n geval God gebruik as motivering om goed te doen wat nie reg is nie. Dink aan ekstremiste groepe soos die Ku Klux Klan of enkele persone soos George W. Bush wat aangevoer het dat God vir hom gesê het om Irak in te neem. Die kerk het ook in dieselfde gat getrap toe dit apartheid as 'n Bybelse beginsel en God se wil aan gemeentelede verkondig het. Maar ons denke hoef nie ekstreem te wees vir ons om van God 'n spaarwiel in ons lewens te maak nie. Dit kan ook die kleiner afgooitjies wees wat ons vir onsself maak, om geld en aansien na te jaag, om ander as nie gelyk is te sien nie, omdat hulle nie baie geld in die bank het nie, of omdat hulle dalk nie 'n naskoolse opvoeding het nie. Om net 'n paar voorbeelde te noem. Wanneer ons egter God as 'n stuurwiel gebruik, is dit God wat ons denke en optrede bepaal. Dan gaan dit nie langer oor ons aansien of ons bankrekening of hoeveel beter ons dink ons as ander is nie. Wanneer God ons stuurwiel is, kan ons nie anders as om op die regte pad te bly nie. Deur op die regte pad te bly, beleef ons ook iets van God se heiligheid. En God se heiligheid vind deur die dood van Christus en die werk van die Heilige Gees in ons eie lewens neerslag. Behoort ons optredes dan nie ook iets van hierdie andersheid en heiligheid van God te wys nie? Vra dit dan nie van ons om moed in te praat, in plaas daarvan om af te breek nie. Om te troos in plaas daarvan om te beskuldig. Om lief te hê in plaas daarvan om te haat of te verafskie. Die dinge kan ons eers doen, wanneer ons ook die beheer wat ons so graag op ons eie stuurwiel wil toepas, verruil vir God se leiding. Dan noem ons onsself nie net gelowiges nie, maar leef ons ook so, soos wat God dit aan ons voorskryf. Selfs al is God ons stuurwiel, is dit nie te sê dat die pad altyd reguit en sonder probleme gaan wees nie. Maar ons staan in 'n persoonlike verhouding met God. Ons kan God op 'n besondere wyse nader. Ons kan God Vader, Moeder, Ouer noem en weet dat ons die pad nie alleen aandurf nie. God sal ons ook deur die kleiner kronkelpaaie
en die bergpasse in ons lewens kry. Amen. Kom ons bid saam. Ons Heer, ons Vader en ons Moeder wat in die hemel is, geheilig is U naam. Mag U koninklike weg gevolg word. Mag U wil gedoen word en daarvolgens regeer word deur die hele skepping heen. Met die brood wat ons nodig het vir die dag, voed ons. In die seer wat ons saam met ons dra en aan ander toedien, vergewe ons. In tye van versoeking, versterk ons. Van alles wat boos is, bevry ons. Want U regeer in die glorie van die liefde, nou en vir altyd. Amen. Geliefdes, ons luister saam na die Onse Vader.
ontvang nou die seën van God. Mag die Here se Gees jou omvou, jou en jou geliefdes. Mag jy vrede vind in hierdie omhelsing. Mag jou hart opgebeur word en alle storm stilgemaak word deur die fluister van God se stem. Amen.